leef. Amen. Het is nog lekker om aan die Here te behoort. Loof die Here. Ek is so bly u is vanmôre hier om jou hart oop te maak sodat jy kan ontvang dit wat die Here ook in jou lewe wil doen. Nou 3 weke gelede was dit Pinkstersondag. En op Pinkstersondag het ons in besonder gevier die uitstorting van die Heilige Gees. En verlede week het ek met u gepraat oor die direkte nagevolge van Pinkster. En ons het verlede week gepraat oor van vrees na vrymoedigheid. Van vrees na vrymoedigheid. Nou, as ons dink aan Petrus as een voorbeeld, Petrus was eintlik vreesbevange toe hy in die moeilikheid is. Maar op Pinksterdag met die ervaring en die belewenis van die Heilige Gees, kom hy dieselfde Petrus met vrymoedigheid en hy preek die blye boodskap, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen. Is julle by my? So vanmôre is nie so maklik nie. Verlede week was nou maklik dat die direkte gevolg is van vrees, want niemand van ons wil vrees hê nie. En ons wil vrymoedigheid hê, maar vanmôre is bietjie moeiliker. Die volgende, en ek wil vanmôre vir jou sê, miskien moet ek eers dit sê voordat ons aangaan. Weet jy wat, kom ons wees gou eerlik vanmôre. As ons reg rondom ons kyk, na hierdie wêreld waar ek en jy bly, dan moet ons vanmôre erken, daar's een massiewe deurlopende krisis reg oor die wêreld. En dis verdeeldheid. Asof elkeen net vir homself is. Ek kan onthou, my ma was nie altyd reg nie, maar sy was baie keer reg. Sy sê mense wat net so leef, waar elkeen vir homself, die duiwel is vir hulle. Nou, dit is bietjie kras, maar hoor my hart. Die mensdom is eintlik kundiges as dit kom by bou van mure. Ons verdeel onsself op grond van ons taal, op grond van hoe ons lyk, op grond van ons kultuur en ons politiek en ons ras en ons klas en ons ideologie. En moenie sê dis as gevolg van die nuwe Suid-Afrika nie. Want toe ek 'n kind was in die ou Suid-Afrika, moes jy aan 'n sekere politieke party behoort. Jy moes aan 'n sekere kerk behoort. Jy moes 'n sekere taal praat. Ons wil dit nie hoor nie, maar dis die waarheid. Jene, nou praat ek bietjie teen die Afrikaners. Ons is nie altyd plesierig nie. Dit is asof 'n mens se natuurlike sondige geneigtheid is om te vra, wie is soos ek en wie is anders as ek? Ons trek eintlik 'n streep sodat ons groepe kan vorm en mekaar kan uitsluit. In hierdie week, ek dink dit was donderdag aand, was ek by 'n ander gemeente en terwyl ek met hulle praat, toe dink ek daaraan, ons as mense is eintlik so vreemd. Ons wil so graag mekaar uitsluit, ons wil so graag hê dat mense net meer van ons dink as wat hulle van ander dink. Nou nie jy nie, maar ander mense. Maar weet jy wat? Wanneer ons in die kerk aan Pinksterdag dink, ek het vanmôre vir jou 'n verrassing. Dan dink ons dikwels net aan die fisiese tekens, aan 'n geluid van 'n geweldige rukwind. Ons dink daaraan. Ons dink aan tonge van vuur. Ons dink aan die spreuke in ander tale en is reg, dis wonderlik. Maar dat iets dieper as dit gebeur.
Behalwe dat die Here mense aangedoen het met krag. Miskien moet ek net van Handelinge 2 af bietjie spring Suid-Afrika toe. In 1907 stuur die Here 'n man Suid-Afrika toe. Eintlik 2 mans, maar veral een. En hy weet van Suid-Afrika niks. En hy begin dienste hou en die Here werk en die gees van die Here beweeg. En weet jy wie is die mense wat dit bywoon? Almal wat beskikbaar is. Ongeag hulle taal, hulle kultuur, hulle ras, hulle teologie, hulle ideologie, te midde van hulle politiese standpunt begin die Here te werk tussen almal. En vir die eerste keer skok dit Suid-Afrika dat mense saam 'n belewenis kan hê. Weet jy wat, as ek dink aan Pinksterdag, dan wil ek vanmôre vir u sê, Pinksterdag was 'n oomblik van kragtige en bonatuurlike ingrype. Dis waar. Maar dit het nie net daar gebly nie. Dit het nie daar opgehou nie. Ons mis die impak daarvan as ons dink dit was 'n eenmalige ervaring wat net daar gebeur het en nooit weer gebeur nie. Want baie kerke glo dit. Die uitstorting van die Heilige Gees was nie 'n eenmalige geestelike belewenis vir 'n handjievol mense in die bovertrek nie. Dis nie waar nie. Dit was die begin van 'n totale sosiale en geestelike omwenteling wat hierdie wêreld nog ooit beleef het. En vandag wil ek graag met jou praat oor van verdeeldheid na eenheid. En ons gaan spesifiek kyk na hoe hierdie skuif die direkte en onmiddellike nagevolge is van Pinksterdag. Die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort word, is hulle nie net met krag gevul nie, maar eintlik is al die skeidsmure afgevee. Want daar is nou nie meer Jood of Griek of slaaf of vryman. Hallo, het jy dit al gelees? Dit sluit ons in. Die direkte gevolg van Pinkster is dat mense verenig word te midde van al hulle nature. Te midde van al hulle natuurlike ervarings. Nou, ek wil hom ver gaan haal. Kom ons dink bietjie. Het jy al mooi hieroor gedink? En nou, dis die eerste keer dat ek dit in 'n preek gebruik, maar ek hoop jy snap wat ek probeer sê. Waar was die eerste keer dat mense verdeel word as gevolg van tale? Hier's 'n paar ouens wat wakker is. Staan dit op die blaadjie? So party van julle het die blaadjie al gelees. Pinkster herstel direk wat by Babel gebreek het. Om die direkte nagevolg van Handelinge 2 te verstaan, moet ons eers terugblaai na die eerste boek van die Bybel in Genesis 11 en die verhaal van Toring van Babel sien. Wat gebeur by Babel? Daar by Babel kom mense saam in 'n hegte eenheid en hulle besluit, ons gaan 'n gebou bou, 'n toring bou. Ons gaan 'n stad bou wat so hoog is dat die Here God moet sien ons bereik hom. En trotsheid en missie en eie sinnigheid begin in hulle harte te werk. En hulle sê, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring, sodat ons naam vir onsself kan maak. Nou, ek weet nou nie of hy toring gelyk het soos die toring van Pisa nie, maar hulle het hom hoog gebou. Kom ek sê vir julle, dis 'n rebellie.
Dis 'n rebellie. En wat die direkte gevolg van hierdie rebellie is sonde. Is sonde. Die direkte rebellie teen God. En God verwar die tale en verstrooi hulle oor die hele aarde. En ewe skielik is daar chaos, ewe skielik is daar agterdog en onbegrip en diep en eeuoue verdeeldheid. En sedert daai dag kan mense mekaar nie verstaan nie. Nie net as gevolg van taal nie, maar as gevolg van iets wat in hulle gees gebeur het. Maar kyk wat is die direkte nagevolg van Pinkster. Baie eeue later kom gelowiges saam. En ek wil die klem lê op gelowiges. Onthou, sondaars kan nooit eenheid hê nie. Hallo, sondaars kan nooit eenheid hê nie. Maar eeue later kom 'n groep gelowiges saam. Die Gees word uitgestort en hulle begin in ander tale praat. En vandag se hoofteks is in Handelinge 2. Hoor wat sê 5 vers 6. Vers 5 en 6. Ek hoop nou ek het dit opgesit. Dit is nog onder 1. Handelinge 2 vers 5 en 6. Hy sê, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, daar's hy. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, Godvreesende manne. Hoor gou daar, uit elke, kom aan, lees saam met my, want hierdie moet jou hart tref. Uit elke nasie wat onder die hemel is, so al die nasies word daar verteenwoordig. En toe hierdie geluid ontstaan het en die menigte saamgedroom het, was daar in die war, omdat elkeen in sy eie taal hoor praat het. Kan jy vir jouself afvra, by die toring van Babel het hulle almal dieselfde taal gepraat, en ewe skielik is daar verwarring, en hulle kan mekaar nie meer verstaan nie. By Pinksterdag is hulle almal verskillende tale by mekaar, en ewe skielik ontdek het, nou word daar tale gepraat wat hulle kan verstaan. Dit moet 'n kragtige ommekeer wees. By Babel word tale verwar, en mense word in verdeeldheid verstrooi. By Pinkster word tale geheilig, en mense word van verdeeldheid na eenheid gebring. Man, die Here is daarom goed. Is dit nie waar? Dis die direkte nagevolg van die Gees se koms en die wonder van die bonatuurlike ingrype van die Here. God vernietig, ek wil hê jy moet mooi hoor, God vernietig nie die tale van mense nie. Want hulle praat vandag nog daai tale. Hy vernietig nie die tale nie. Hy vernietig ook nie die kulture nie. Hy vernietig ook nie die herkoms nie. Hy sê nie, hulle moet almal ewe skielik een wêreldtaal praat om gered te word nie. Dis nie wat gebeur nie. Nee, die Heilige Gees ontmoet elke mens in sy eie moedertaal. Wat die sonde by Babel uitmekaar geskeur het, kom herstel die Heilige Gees as 'n direkte nagevolg van Pinkster deur die kruis van Jesus Christus. Amen. Dit bring ons by punt nommer 2. Die direkte nagevolg van Pinkster is 'n nuwe familie word gebore. En kom ons sê vir mekaar vanmôre, julle is nou in Rustenburg is dit nou nie so nie, maar in ons eerste gemeente waar ons was 'n ver plekkie, dit was selfs op die weer, vir al die plekke wat ver is. Ons het daar gebly. En dit was 'n geslote gemeenskap. En mense het van alle kante van die wêreld soontoe gekom om daar te kom woon, en ons is saamgevoeg in 'n hegte band van
familie. Ons is gelowiges. En wanneer die Heilige Gees mense se harte verander hy ook verhoudings. En die Bybel sê, my broer word nader as my eie broer. Hallo? En in die tweede gedeelte van ons hoofteks sien ons 'n direkte, praktiese prentjie van die vroeë kerk in die dae en weke na Pinkster. Kom ons wees gou eerlik. Ek gaan nou, ek dink is môre, as ek reg is, gaan daar so 3 minute videoetjie gaan ons vir u stuur. Van die eerste gemeente in Jerusalem. Dit was nie net 'n klomp wonderlike mense nie. Nee. As jy dit sien, mis jy die prentjie. Wat jy sien is wat die Here in staat is om te doen. Ewe skielik voeg hy mense saam wat verskillend is. Voeg hy mense saam wat nie saam groot geword het nie. Voeg hy mense saam wat nie dieselfde taal praat of vir in dieselfde goed glo nie. Daar was mense uit Rome en Egipte en Asië en ryk mense en arme mense. In die natuurlike wêreld sou dit 'n resep vir chaos gewees het. Maar die Here bring hulle saam. En kyk wat is die nagevolge. Wat is die nagevolge hiervan? Hoor wat sê Handelinge 2. Hy sê, en almal het wat gelowig geword het. Ek wil nie weer hê, kom ons stop gou. Watte mense? Nie al die mense nie. Net hulle wat gelowig geword het. Jy sien, alles begin. Nou gelowige mense is veronderstel om te glo. Hulle glo nie net in God nie, hulle glo in sy woord. En hulle was by mekaar en het alles in gemeenskap, in fellowship gehad. En elke dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. So hulle was elke keer as hulle kon, was hulle in die kerk. So die ouens wat die kerk kom vanmôre nie, die Bybel sê hulle was elke dag. Dis 'n teken dat die Here gewerk het. Een van die goed wat eerste gebeur. Ek kan onthou toe ek my lewe vir die Here gee voor dit. Ek kan nie onthou hoeveel jaar laas ek in die kerk was. Maar toe die Here my verander en sy Heilige Gees in my werk, wil ek elke oomblik van elke dag daar wees. Hy sê, en hulle het eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. Nou dit was 'n manier om nagmaal te gebruik. So, hulle het gereeld in die kerk en hulle het gereeld nagmaal gebruik. Hulle het saam geëet en saam gebid en saam geaanbid en selfs hulle besittings gedeel om mekaar se laste te dra. Jy gaan wonder wat sal gebeur as ons bietjie hierdie so sê, kom bring al jou goedjies, ons gaan dit hier op die terrein sit en ons gaan, jy gaan nie meer kry wat aan jou behoort nie, ons gaan dit mooi eweredig uitdeel. Ek sal nie meer mense hê nie. Jy sien, die skuif van verdeeldheid na eenheid was nie as gevolg van een of ander politieke projek of 'n mensgemaakte program nie. Dit was die Heilige Gees. Dit was 'n spontane, direkte gevolg van 'n hart wat deur die Heilige Gees oorgeneem is. Hulle het besef dat hulle deur die bloed van Jesus Christus almal deel geword het van dieselfde familie. Nou, kyk bietjie rondom jou, kyk bietjie na daai mooi ou wat naby jou sit. Of is dit die suurtier wat naby jou sit? Kyk bietjie na hom. Dan sê jy vir jouself in jou eie hart, maar dit net nie vir hom sê nie. Want net raak hy kwaad. Maar kyk na hom of haar en dink bietjie by jouself. Ek kan hulle nie kies nie want hulle is familie.
Jy kan nie familie kies nie. Jy kan net vriende kies. En ons is nie veronderstel om net vriende te wees. Ons is familie. Saam, gebind in een bloedlyn, Jesus Christus. En die evangelie het vir hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gedagte en 'n nuwe identiteit gegee, sterker as hulle natuurlike. Hulle was nie meer primêr ryk of arm of Jood of Griek of slaaf of vryman nie. Hulle was een liggaam. Dit bring my by die derde belangrike ding. Die Heilige Gees vernietig nie jou identiteit nie. Die Heilige Gees verwag nie van jou om dieselfde te wees as jou broer en jou suster nie. Onthou, daar is 'n verskil tussen eenheid en eendersheid. OK. Nou hier is dit maklik. Maar kan ons 'n stappie verder in die geloof stap? My broers en susters wat vanmôre in 'n ander kerk sit. OK. Wat glad nie soos ons lyk nie, en glad nie soos ons praat nie, en glad nie soos ons sing nie, en glad nie soos ons bid nie. Hulle is ook ons broers en ons susters. Weet jy wat, om te skuif van verdeeldheid na eenheid, het ons 'n ervaring met die Heilige Gees nodig. En soms dink mense, eenheid beteken ek moet presies dieselfde wees as iemand anders. Dis nie eenheid nie. Ek kan nou nie mooi vinnig dink wat is die Afrikaanse woord nie, maar in Engels is dit uniformity. Ons is nie uniforme. Dis nie dit nie. Ons is nie eenders nie. Die direkte werking van die Heilige Gees werk nie so nie. Die direkte nagevolg van Pinkster was nie dat die Romein opgehou het om 'n Romein te wees en ewe skielik begin om 'n Jood te word nie. Die mense uit Mesopotamië het nie skielik hulle kultuur weggegooi en Jode geword nie. Dit was juis een van die eerste gevegte wat Paulus en Petrus beleef het. Is dat ek kan nie vir die Jode dieselfde wees as wat ek vir die ouens daar buite is nie. Daai ouens wat nie soos ons het nie, is hulle eie unieke mens. Met hulle unieke gewoontes en hulle unieke manier en hulle unieke wyse. Amen. Hulle is nie soos ons nie, maar dit maak hulle nie minder kinders van die Here nie. Dit is swaar om dit te sluk. Pinkster beteken eintlik meer as dit. Hulle is nie net, hulle lyk nie net soos ons nie. Hulle praat nie soos ons nie. En party van hulle ryk nie eers soos ons nie. Verskillende tale, jy weet, die Pinkster beteken verskillende tale, maar een evangelie. Verskillende mense, maar een Here. Die kerk moet verenig wees sonder om eeners te wees. OK, kom ek sien ek het 'n paar dowwe oë. Het julle al Het julle al op die TV gekyk na simfonieorkes? Man, dis merkwaardig. Het julle al agtergekom? Daar's nie net trompette nie. Maar daar's trompette en viole en fluitte en tromme en snare en klawerinstrumente. As almal net trompet was, wat 'n geraas. Maar as elkeen
sy unieke instrument bespeel onder die leiding van die dirigent, dan word hulle 'n asemrowende simfonie. En die Heilige Gees is ons dirigent. En die direkte nagevolge van sy teenwoordigheid is dat ons verskillenheid nie as 'n bedreiging sien nie, maar as 'n rykdom wat die Here vir ons gegee het deur sy genade om bruikbaar in sy koninkryk te wees. Kan ek vanmôre, en ek hoor my hart, ek gaan nie polities wees nie. Hoor my hart, want dit bring my by 4de punt. Moderne verdeeldheid is 'n geestelike kwessie, nie 'n politieke kwessie nie. As eenheid die direkte nagevolg is van Pinkster, hoekom sukkel die kerk om een te wees? Hoekom sien ons nog steeds verdeeldheid in gemeenskappe? Hoekom sien ons nog steeds ongelukkigheid binne ons eie gemeente? Nou, dit gebeur nou nie baie, maar dit het in die laaste paar jaar gebeur. Broers en susters, ons moet besef dat verdeeldheid is nie 'n sosiale of 'n politieke probleem nie. Dis 'n diep geestelike kwessie. OK. Kom ek probeer my bes om dit deur te bring. Ons vyand, die duiwel, Lucifer. Ons vyand is nie net ons sielevyand nie, maar ons vyand haat eenheid. En kom ons sê gou vir mekaar, wat is die duiwel se naam in Grieks? Diabolos. Nou dit beteken letterlik om die een wat uit mekaar gooi. Die een wat verdeeldheid veroorsaak. Die vyand se strategie was nog altyd, as hy nie die kerk kan kry om te sondig nie, saai verdeeldheid. Ek wil nie onheilig klink nie, maar dit is juist jou broers wat die naaste aan jou is wat jou die hardste byt. Nou raak ons kwaad en ons wip onsself en ons gaan na 'n ander kerk toe, maar broer Jan is daar ook. Die vyand se strategie was nog altyd verdeeldheid en hy wil heers. Hy werk deur isolasie en wantroue en skinder en vooroordeele en onvergewensgesindheid. Dis hoe die duiwel werk. Hy wil hê ons moet na mekaar kyk en net mekaar se foute raak sien. En daai verskille moet maak dat ons mure om onsself bou. Want hy weet 'n verdeelde huis kan nie staan nie. Waar mense die Heilige Gees weerstaan, sien jy die nagevolge van die vlees. En kom ons wees gou eerlik, as die Gees van die Here nie werk nie, is daar twis en vyandskap en vleeslikheid en jaloersheid en partyskap en so kan ons aangaan en aangaan. Maar waar die Heilige Gees werk, daar bewerkstellig hy eenheid. Waar die Heilige Gees beheer neem, sit ons vooroordeele eenkant. En sit ons oë gefestig op Jesus. Weet jy, ons kan nie sê ons is Pinkster as ons harte vol bitterheid is nie. Jy kan nie sê jy's Pinkster as daar nog verdeeldheid in jou binneste is nie. Jy kan nie met die Bybel sê, jou hart is soos 'n fontein, hy gaan of bitter of soet water produseer. Maar hy kan nie al twee nie. Broers en susters, ek wil vanmôre vir julle sê, en ek sê dit uit my hart uit, en hoor my hart, dit is nie ek wat praat nie, ek glo dis die Here wat praat. Dis tyd vir die kerk om een te word.
En ek sê nie al die gemeentes moet nou een, dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is ons moet ervarings hê met die Heilige Gees en die Heilige Gees moet eenheid bewerkstellig binne ons gemeenskap. Die Heilige Gees is 'n gees van eenheid. Kom ons pas dit gou-gou toe in ons eie lewe. Wat is die nagevolge van Pinkster in jou lewe? Ek wil hê jy moet vergeet van almal. Wat is die nagevolge van Pinkster in jou lewe? Of kom ons maak dit bietjie sagter. Wat is die nagevolge daarvan dat die Heilige Gees in jou woon? Weet jy wat? Die oomblik as ons hier aan dink en aan hierdie magtige tema dink, dan veroorsaak dit dat jy jou stoel moet opstaan en op jou knieë moet gaan. Pinkster is nie net 'n historiese ding wat ons herdenk nie. Pinkster is nie iets op ons kalender nie. Pinkster is 'n gebeurtenis in ons hart. Die Bybel sê, jy moet jou hart bewaar bo alle ander dinge. Ons moet onsself afvra, is ek 'n instrument van verdeeldheid of is ek 'n instrument van eenheid? En ek sê jammer, ek praat so direk. As die Heilige Gees binne in ons woon, dan moet die direkte nagevolge van Handelinge 2 ook in ons lewens wees. En ek wil jy uitdaag, gaan lees bietjie vandag. Handelinge 2. Kom ek vra vir jou. En miskien is dit, het jy nog goed in jou hart teenoor ander gelowiges? Het jy nog goed in jou hart? Is daar nog iets, 'n broer of jou suster het jou seer gemaak, en jy voel so seer gemaak, kan ek vanmôre vir jy sê, in alle billikheid, iewers moet ons hom oor die seer ook kom. Het kan nie altyd vir die res van ons lewe seer bly nie, want die Heilige Gees maak heel. Is daar dalk mense wat jou te nagekom het, wat jou benadeel het, wat op een of ander manier iets gedoen het, in wie se oë jy nie kan kyk nie? En is daar verdeeldheid, want dan is ons nog by Babel. In plaas daarvan om deur die oë van Jesus na mekaar te kyk. Weet jy wat? Jou broer en suster lyk nie soos jy nie, hulle dink nie soos jy nie, hulle redeneer nie soos jy nie. Dank die Here daarvoor. Maar jy kan nie met daai goed in jou hart verder loop nie. Tweedens, weet jy wat? Wat doen ons, wat is ons natuurlike gedrag wanneer ons seer kry? Ons bou 'n muur om onsself. Ons wil onsself beskerm, maar jy bou die muur so hoog dat niemand naby jou kan kom nie en jy is totaal afgesonder. En miskien laat jy net 'n ou klein kringetjie mense rondom jou toe. Luister, die Heilige Gees wil vanmôre in jou hart kom fluister en sê, maak jou hart oop, om weier oop te wees vir meer mense. Derdens, bou ek eenheid of veroorsaak ek verdeeldheid? Nou, ek kan nie as pastoor fisies iets aan jou doen nie, maar ek sal vir jou bid en jy sal wakker bly. Totdat die Here se Gees vir jou dit duidelik maak. Ek kan nie langer so leef nie. Luister. Ek is nie hier
om die liggaam van Jesus te beskadig nie. Ek is hier om deel te wees van die liggaam en die liggaam goed op te bou, te versterk en deel te neem sodat die liggaam kan uitbrei en die liggaam ten volle sy kapasiteit kan bereik. Luister. Ons is familie. Sê bietjie vir jouself, en man, al sê jy dit met 'n suur hart. Sê bietjie vir jouself, hierdie is my familie. Dis radikaal. Hierdie is my familie. Leef dan soos 'n familie. Laat toe dat die Heilige Gees in jou hart werk. Luister, ek gaan nou afsluit. Die grootste getuienis van Pinkster is nie net dat ons in tale praat nie. Die grootste getuienis van Pinkster is dat ons in eenheid saam kan leef. Weet jy wat, die wêreld daar buite is moeg vir woorde. Hulle het nie nog woorde nodig nie. Om die waarheid te sê, hulle het nie eers meer Christene nodig nie. Die wêreld daar buite het meer mense nodig wat lyk soos Jesus. Want die wêreld daar buite hoor baie goed. Hulle hoor leebeloftes. Hulle hoor vrede, vrede, maar daar is geen vrede nie. Luister, die wêreld daar buite het nie meer predikers nodig nie. Hulle het meer mense nodig wat kan sien hulle leef soos Jesus. Weet jy wat sê die Bybel? En hierdie is 'n klap in ons gesig. Hoor gou wat sê die Bybel in Johannes 13:35. Hy sê, hierin sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Ons liefde vir mekaar is die getuienis dat ons aan Jesus behoort. Die Bybel sê baie duidelik, daar in 1 Johannes, gaan lees bietjie daar in 1 Johannes, ek dink is in 1 Johannes 2, sê hy, hoe kan jy sê, dat jy die Here lief het, wat jy nie kan sien nie, maar jou broer en suster wat jy sien, hom het jy nie lief nie. Die grootste wonderwerk, die direkte nagevolge van Pinkster, is nie die verskeidenheid van ons nie, is nie die verdeeldheid nie, maar is die eenheid. Dat die Here by magte is om mense wat verdeeld is saam te bring in 'n egte eenheid. Dis die getuienis wat die wêreld op hulle knieë sal kry. Mag die Heilige Gees vandag in ons harte ons begin skud, sodat ons harte oopmaak vir mekaar. En ek wil nou nie in detail aangaan nie, maar weet jy wat, as jy bietjie meer het as die broer naby jou, is dit nie omdat jy slimmer of beter of wat ook al is nie, daar's net meer genade aan jou gegee. En boonbehalwe dit, as jy regtig eerlik is, moet jy vanmôre sê, die lewe is nie regverdig nie. OK. Mag die direkte nagevolg van Pinkster die mure afbreek en laat platval. En mag ons begin glo in ware opregte eenheid wat ontstaan vanweë dit wat die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus in my hart bewerkstellig het. Nou, moenie nou vanmôre hier sit en sê, "Jog, ek is al so spyt ek het vanmôre gekom nie." Al was jy by die huis, het ek 'n link vir jou gestuur. Jy moet dit hoor. Luister, ons wil 'n verskil maak in Rustenburg, maar ons gaan dit nie kan maak as ons verdeeld is nie. Ons moet saam wees. Nie alles in die ou Suid-Afrika was sleg nie. Nie alles nie. Daar was baie sleg. Maar daar was goeie goed ook.
En wie kan vir my sê, wat was die lese van Suid-Afrika in die ou Suid-Afrika? Anton! Ek hoor hy army styl. Eendrag. Wag. Jy sien, as ons saam staan, dan ons is 'n mag waarmee ons kan voortgaan. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek preek nie vir jou om jou kwaad te maak nie. Ek moet die waarheid praat, sodat die waarheid ons kan vrymaak. Nie net alleen wil die Here ons vrymaak van vrees om vrymoedigheid te kry nie, maar hy wil ons ook vrymaak van verdeeldheid, sodat daar eenheid kan wees. Ek wil jou aanmoedig. Maak jou hart oop. Nou, ek kan nie 'n geleentheid soos hierdie verby laat gaan en jou nie 'n kans gee om met die Here te praat nie. Ek wil vanmôre vir jou vra. Miskien met jou oë sluit.